Kykers, welkom terug by nog 'n episode van Blitz Fokus. En hierdie week se episode is 'n opwindende een, want ons vier 100 jaar in ons eie taal Afrikaans. Ons gaan in hierdie week se episode vir julle 'n drummer bring, 'n jong drummer van ons eie geweste hier uit Windhoek uit, wat alreeds in sy eie band is. Dan gaan ons bietjie met julle gesels oor Jan Blom se liedjie Bruiten se brief, net om daai trotse Afrikaans weer tuis te bring. En vir ons boek gesels ons oor Vlam in die sneeu, die liefdesverhaal van André P. Brink en Ingrid Jonker. So om nie uit te mis nie, bly ingeskakel deur ons episode waar ons vir julle meer gaan vertel oor al daai dinge. Welkom by hierdie week se Wat's Nuus. Ek het hierdie week vir François by my op die bank. Maar François, voordat ek jou vra hoe dit met jou gaan, het ek 'n baie opwindende aankondiging om te maak vir ons kykers. Ons vier hierdie jaar 100 jaar van die Afrikaanse taal. Is dit nie so ongelooflik nie dat deur al die druk, deur alles waardeur ons is, het ons dit gemaak dat ons taal 100 jaar lank staan. En soos julle weet, is Blitz Fokus 'n trotse Afrikaanse TV-program. Ons is so bly dat ons nog die voorreg het om hierdie program in ons eie taal te kan aanbied en dat ons nog die voorreg het om te kan skryf, praat, sing en dans in Afrikaans. So, François, hoe gaan dit met jou hierdie week? Dit gaan goed. Dit is 'n bietjie stresvol met 'n klomp goeders wat ons nou aankom hierdie week wat ons moet almal saam doen. Maar anderster as dit is dit goed. Ons nou klaar laasweek die trek gedoen wat ek mos nou opgebring het en alles. Dit was baie werk, baie moeg. Maar anderster as dit is dit maar hopelik 'n rustige week te kom. Okay, so dit gaan nie vir jou 'n rustige week wees nie, want ons het groot goed aan die kom. Voordat ek daarin gaan, wil ek eers bietjie gesels oor NAPSO, se privaatskoleweek wat hierdie week plaasgevind het. Soos jy weet, was ons daar gewees, hulle het 'n span van ons uitgestuur. Dit was 'n ongelooflike week gewees, baie besig. Daar was alles wat jy kan aan dink, tennis, jukskei, skaak, boogskiet, hokkie, rugby, netbal, natuurlik die tipiese wintersport waaraan mense dink. Ja, en hulle het span aankondigings gemaak. Dit was regtig 'n week vol sport gewees. Daar was nie einde gewees nie. Ek het al dit gesien mos nou deur die nuus en die sosiale media, maar wat is jukskei? Ek het nog nooit hy sport gehoor of gesien tot hierdie naweek nie. So jukskei, wat dit basies is dis 'n ou dis baie ou sport. Dit kom al dekades met ons saam. Die punt van jukskei is daar is 2 spanne wat nou in NAPSO se geval 2 skolespanne was. Jy kry 'n ding waarmee jy werk wat mense skei noem, en dan het jy nou die pen wat aan die ander kant van die baan staan, en dan die doel van dit is om die span wat eerste 23 kry wen. So jy moet jou skei so naby as moontlik aan die pen probeer gooi. En dan kom ons sê jy staan op 22 punte en jy gooi die pen raak en jy gaan oor 23, dan verloor jy outomaties. So jy mag nie oor 23 gaan nie, maar jy moet so naby as moontlik aan 23 probeer kom. Sorry, is dit net of klink dit soos 'n meer complicated weergawe van hierdie karnival speletjies wat jy soms sien op die TV? Dit is, en ek dink daar is meer, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, cardio en lyfwerk betrokke, want die skeie werk ook op gewig. Wow. So hoe ouer jy is, hoe swaarder raak die gewig van jou skei, hoe jonger jy is, hoe ligter is jou skei. Okay, dis interessant. Nou, ek het gehoor daar was reën gewees in daai area. Het julle reën gekry? Ja, dit het Dinsdag aand gereën. Ons is baie bly dit het opgehou reën na Dinsdag aand. Nie dat ek sê ek hou nie van die reën nie, maar ons was op 'n stadium op ons senuwees gewees dat die wintersport gaan uitreën. Ja. So dit het gereën, daar was modder, dit was koud. Dit is natuurlik nou, ons is amptelik in Mei, so ek dink ons kan sê ons is amptelik in herfs, in daai oorgangstydperk tussen herfs en winter. Ja. Maar ja, daar was reën gewees, dit was koud, maar dit was lekker gewees, bietjie verfrissend in Oudtshoorn se hitte, om ook iets te hê wat net die grond bietjie kon afkoel en so. Ja nee, ek sal so dink, veral met Oudtshoorn wat gewoonlik hoog sit op die warmte. Ja, dit was, kyk, ek dink nie Oudtshoorn kry eintlik winter nie, as ek nou moet praat uit wat ek ervaar het in die laaste week, voel dit regtig nie vir my Oudtshoorn kry winter nie. Dit was in die oggende koud geweest, maar dan deur die dag dan voel dit jy's
terug in die somer. Alles is warm. Ek het natuurlik weer gebrand in die son, want wat is 'n NAPSO byeenkoms as ek nie gebrand terugkom nie. So ja. So julle was uit die yskas en in die oond in. Basies. Basies. Iets wat jy dalk gemis het, wat ek net gou wil opbring, mos nou omdat jy die naweek en die vorige week by die NAPSO was, is die Bikers Against Violence. Het ek gehoor, hulle het ingetrek by Okahanya. Okay. En mos nou oor al die moord en goeders wat mos nou deesdae die afgelope tyd daar plek gevat het. Ongelukkig kon ek self nie in Okahanya wees om dit te sien nie, maar ek sou dit baie graag wou sien. Ja, ek dink. Want ek het gehoor, dis nie net hulle nie, maar 'n klomp ander bikers. Ek weet regtig nie wat is die Afrikaanse woord vir 'n biker. Ek het nie 'n eysterperd ryer. Sou ek sê, sien julle, ons is dalk 100 jaar in Afrikaans, maar ons het nog baie om te leer. Dis 'n taal wat al ewig groei. Daar's altyd iets om te leer, maar ek dink ek hou by bikers dat ons nou nie probleme kry nie. Ja. Maar soos ek gehoor het, daar's 'n klomp bikers wat buite die Bikers Against Violence groep wat ook opgedag het en hulle hoe kan ek dit nou sê? Hulle ondersteuning kom wys. Yes, hulle ondersteuning kom wys dit en alles en die foto's wat ek daarvan gesien het, het baie ongelooflik gelyk. Ek is seker dit was baie hard met al die bikes in 'n plek. Ja. En ek wens eerlikwaar ek kon dit gaan kyk. Ja, kyk. Dit sou amazing wees. Ek dink ons moet ek weet op Blitsfokus probeer ons gewoonlik om bietjie weg te bly van die hartseerder nuus af, maar ek dink dit is iets wat op hierdie stadium nie net die ouer gemeenskap nie, maar die jeug ook aantas is wat in Okahanya aangaan. Ja, veral oor hoe jonk die mense die slagoffers is. Ja. So ek dink dit is baie hartseer. Ek hoop die polisie kan doen wat hulle moet doen om die persoon of persone vasgekeer te kry, vasgetrek te kry, sodat daar net weer bietjie lig in Okahanya ook kan skyn. Ek weet op hierdie stadium is mense bang om Okahanya toe te gaan. Ja. So dit is hartseer en ek staan saam met die mense daar, die geweld, die moord, dit moet einde kry. Dit moet, want die ding is ek voel veral so omdat ek het familie in Okahanya. Ja. So dis mos nou maar altyd daai vrees van jy weet nie wat die toekoms het nie, jy weet nie wie's volgende nie. Ja. In daai geval nie. Maar kom staan 'n bietjie weg. Nou, jy het nou vir my gesê ons is baie besig hierdie week. Ja. My drome van 'n rustige werksweek sommer net so neergegooi. Ja, so ons het 'n groot ding wat opkom hierdie week, veral groot in Windhoek, want ek weet dis altyd 'n fees as dit hierdie tyd van die jaar is. Hierdie week begin die Windhoek Hoërskool, Windhoek Gimnasium amptelike interhoor vir 2025. Oef. Ja, so dit is weer eens amper baie soortgelyk aan wat NAPSO nou gedoen het. Ja. 'n wintersportweek. Ek dink hulle het net 'n bietjie meer uitgebreide sportsoorte. Ek weet vandag skop die kultuur af. Ja. So ons gaan besig wees hierdie week om alles te sien en ingeskakel te bly en te weet wat aangaan by die interhoor. Hou MyZone se socials dop. Ons is die hele week daar. Ons is betrokke by alles. Ons gaan ons bes probeer om vir julle die lewendige resultate te bring en net vir julle te wys presies hoe dit gaan by die WAS Windhoek Gym interhoor, wat ons weet so 'n stapel ding is wat gebeur in Windhoek elke jaar. Oef, elke jaar. Dankie tog, dis een keer 'n jaar. Ja, dis net anders sou dit nou chaos gewees het. Nou, waar kan hulle vir jou kry gedurende die week? Ek begin vandag, ek weet van ons kollegas is nog af vandag. Ek begin vandag by die public speaking of redenaarskompetisie. Ja. Dan het ons die amptelike kultuuropening vanaand waar die wenners van sekere van die kultuur kodes aangekondig gaan word. So dis waar ek vandag gaan wees. Dan deur die week weet ek het ons 'n ander opening wat ek moet bywoon. Dis natuurlik die Big Brag waar ek betrokke is, hokkie, rugby. Dit is waar mense my gaan kan kry. As julle my gesiggie sien, glimlag maar as ek wil kom vir 'n onderhoud, asseblief moenie nee sê nie. Dis altyd vir my so lekker om bietjie met julle ook te gesels en net te hoor wat dit vir julle beteken. Ja. En jy, waar gaan jy betrokke wees? Ek het vasgehou aan my droom vir 'n rustige week. Ek gaan meestal by die hokkie en die rugby wees. Okay. Ek gaan kommentaar aflewer, announcements. Okay, ja, soos commentating. Commentating, ja. Ek is nou nie ek is nou onseker oor die presiese sêwoord in Afrikaans op die oomblik. Dis nou ongelukkig 'n nuwe werksweek, maar ek gaan commentating doen by die hokkie.
Okay. En dan gaan ek ook op kamera wees vir rugby. Okay. So ek gaan meestal aan die einde van die week by die groot goeters mos nou daar week, behalwe die Peak Break waar ek mos nou nie gaan deel wees nie. Maar anders as dit gaan ek meestal mos nou agter die skerm wees en help om die goeters deur te gee vir om sosiale media toe te gaan. Maar soos Anne-Marie gesê het, julle moet asseblief gerus voel om te kom en te kom gesels. Maar ons het die werk hou die Ja, gesels, skakel in op ons sosiale media, bly voor met wat aangaan. Ons sal seker maak julle het al die nuutste nuus. Ja, dit is dit vir VHS vind ek gemeente hoor. En dan natuurlik nou, die groot ding vir hierdie week is die 100 jaar Afrikaans. Ek is baie opgewonde. Ek weet nie, ek is nog altyd iemand wat baie trots het in my taal. Ek is baie trots om Afrikaans sprekend te wees. Ja, so bly ingeskakel by die res van ons episode vir Blitz Fokus vir 100 jaar Afrikaans. François, baie dankie dat jy saam met my op die Blitz Fokus bank was vir hierdie nuus segment. Baie dankie dat jy my uitgenooi het. Ja, en dan sien ons julle net hierna vir ons onderhoud met Kirsten Lou, dromspeler vir die band Amberscape en dan net nog bietjie 100 jaar in Afrikaans. Goeiemôre en welkom by hierdie week se onderhoud. Ek het hierdie week vir Kirsten Lou Fourie, 'n geniale drummer van net 18 jaar oud, wat ook deel is van 'n band Amberscape, saam met my op die Blitz Fokus bank. Kirsten, hoe gaan dit vanoggend met jou? Nee, wat wonderlik. Moet maar ook sê moeg van die reg wakker word. Ek kan net dink. So, Kirsten, ons gaan net vir jou 'n paar vrae vra, bietjie met jou gesels oor jouself en oor die band ensovoorts. So, ek gaan sommer net dadelik inspring. Hoe oud was jy toe jy besluit het jy wil dromme speel? Van die storie, ek het nou nie regtig gekies om dromme te speel. Want eers nie, my pa het vir my eintlik net klasse geboek en gesê, kom, probeer. En toe toevallig was dit nou so, dat ek dit ongelooflik lekker gevind het. En rondom die tyd, ek was in graad 3, so rondom 10 jaar oud, toe ek eers begin speel het. En toe vooruitseiling van daar af, 2 jaar later, toe begin ek doen ek eksamens en nou hierdie jaar doen ek my laaste vir Trinity College eksamens vir dromme. Okay, so jy sou sê, as jy nou moes dink daaroor, jy het toe op die einde van die dag 'n liefde vir dromme gehad. Ja, my pa het hierdie geneigtheid gehad om dromme te speel op die kar se stuurwiel en ek het dit van hom aangeleer en toe my pa dit gesien het, toe sê nee, laat kom ek stuur maar hierdie kind na klasse toe en kyk wat gebeur en ek kan maar net die Here dank vir sy oë. En dan nou vir ons kykers wat nie so gekend is met musiekeksamens en hoe dit werk nie, wil jy vir hulle dalk bietjie verduidelik oor op watter vlak jy begin, hoe jy vorentoe gaan van daar af, hoe werk julle dromeksamens en so aan? Okay. Dit hang maar af, die coach gaan jou evalueer en dan gaan hy vir jou 'n graad gee gebaseer op hoe goed hy sien jy al klaar is. In my geval het ek op graad 2 begin. En toe het ek opgewerk van daar af. Hy het vir die opsie gegee om graad 3 te skiep, maar ek het toe dit nou nie gedoen nie. En toe dit volg tot graad 8, die einde. Okay, so en jy sê jy doen hierdie jaar jou graad 8 eksamen. Ek doen hierdie jaar my graad 8 eksamen. En dan is jy 'n volwaardige drummer. Ja, ek moet ook mention, ek het my graad 5 geskiep want ek het my been gebreek toe ek moes gaan skryf het, maar toe het my coach Henry vir my deurgesit want hy was meer as konfident genoeg dat ek sou dit regkry. En toe dan volgende jaar graad 6 toe kry ek meer as 80 vir al my songs. Okay. Want hulle ook hoe dit afspeel is, hulle gee vir jou 3 songs om te speel waar jy dit nou van die papier moet aflees. Glo dit of nie, dis moontlik om dromme te lees van 'n papier af. En jy moet dit nou so perfek tot 'n teken speel, soos die dynamics wat hulle vir jou verduidelik. Daar's baie verskillende simbooltjies wat hulle vir jou moet gee om aan te dui hoe jy moet parte speel. En dit is 'n baie lekker proses, baie oefening. Ek is nou ongelooflik gestres vir hierdie eindjaar want ek ken nou 2 van my songs. Die laaste een is ongelooflik moeilik. Vir daai wat wil weet, dis Schism van Tool. As jy weet hoe daai dromme klink, ja, bid vir my. Okay, en dan kan jy die eerste keer onthou wat jy 'n dromstel gekry het wat joune was? My pa het vir my 'n stelletjie geïmport van SA af en toe was ek net die blyste kind op aarde. Ek het vir 3 dae stryd agter daai kit gesit en nooit uit die kamer uitgekom nie. Net niks anders gedoen. Ja, ek het ons bly in 'n gastehuis
En ek het hulle mal gespeel vir die eerste 5 maande wat ek daai kit gehad En die gaste nie gekla nie. Hulle het, trust my. Okay, en dan as jy nou terugkyk oor jou dromloopbaan en wat jy nou al gedoen het en bereik het, sou jy sê daar's 'n spesifieke band of 'n spesifieke kunstenaar wat jou inspireer en waar jy baie van jou inspirasie aftrek? Ek is mos eintlik 'n konnoisseur van enige tipe musiek, maar my main spel is metal, kom ek sê maar so. Okay. Ek love bands soos Slipknot, System of a Down, paar anders wat hulle is nou 'n bietjie ek sê nou nie gemaak vir TV tipe nie, want hulle lirieke is maar vulgar op sekere tye. Maar daar's nou hierdie nuwe band, nou nie nuut nie, hulle was al rond vir 'n tydjie, Sleep Token, wat ongelooflik drum speel het. Hulle drummer 2 is my aspiration nou currently. Sy tegniek van speel is eintlik gospel drums. Okay. Miskien sal ek vir jou wys wat hulle klink so. Okay. En dan, wat geniet jy die meeste van dromme speel? Is dit soos 'n gevoel van, jy raak weg in die musiek? Is dit iets wat jy doen om jou kop van groter dinge af te kry? Wat is jou gunsteling deel van dromme speel? Nou, in enige tyd van, as jy nou enige instrument speel, of as jy net enige hobby het wat jy baie van hou, is dit nou in daai geval wat jy gaan wegraak in die hobby. Maar ook op dieselfde tyd, dromme is lekker cardio oefening, kom ek sê so, want ek kan vir jou nou sê, ek het al buckets gesweet agter die kit, wanneer dit kom, letterlik emmers moes langs aan my staan, grappig, maar dis oefening, fisiese cardio oefening wat dit lekker vir my aanbeveel, en dan nog ook, dit is ongelooflik om net weg te raak in jou eie wêreld van spel, jy laat jou hande net sweef, so te speak, en jy doen jou eie rigting, dis waar nou baie improv speel, maak dit ook meer lekker in daai gesin, want jy speel alles jouself. Okay, en dan, nou wil ek bietjie met jou gesels oor Amberscape, wat nou natuurlik jou band is. Hoe het Amberscape begin? Hoe het jy deel geraak van Amberscape? Ek het 'n talentshow gedoen toe ek nog in VHS was, genoem Blue Factor, dis nou hulle annual ding, en ek het op een of ander manier gewen. My buddy Hugh het nou tweede gekom, hy het maar net 'n bietjie nervous geraak op stage, moenie worry nie, het gebeur. Ek en hy het nou actually 'n tweede band gevorm, maar ons kan nou oor dit praat. Amberscape het nou gekom van een van my pelle, het 'n ou geken met die naam van Hermanus Benjamin Boysen, en hy het vir my gevra of ek nou, of hy het daai video gesien van ek wat nou geperform het by Blue Factor, en hy het nou gewonder, hierdie ou is nou awesome, so kom ek vra vir hom of hy wil nou 'n part wees van 'n band wat nou, kind of mellow, dis pop-punk wat ons nou maar speel, goed soos Green Day, wat is dit, My Game, jy ken My Game, Toe het ek gevra of ons nou dit bymekaar kan sit, en toe van daar af, toe het ons maar nou net lekker, ons het 'n coverband geword vir 'n tydjie, ons is nou in die proses van originals skryf. Ek was maar siek onlangs, so ek het nou nie baie band practices bygewoon nie, maar ek gaan eventually. Maar ons gaan nou kyk om ten minste nog, ek glo 3 songs te release hierdie jaar. 2 is nog in die works currently, en hulle is nou besig om te skryf. Ek gaan nou nie name natuurlik, ons wag en vind meer uit op 'n later stadium. Ons het 'n song uit op Spotify genoem, Fall Behind, as julle dit wil uitcheck, vir daai wat geïnteresseerd is. Okay, en dan, hoe sou jy sê, is dit, ek weet, ek het nou al van Amberscape se live performances en so gekyk, julle is almal redelik jonk. Ek en Ben is eintlik, selfe ouderdom. Hugh het nou die band verlaat onlangs. Maar ons het nou 'n nuwe basisspeler genoem Dominic. Ben het nou beweeg na lead gitaar, Mario rhythm gitaar. Amaury het actually beter, jy het al ons gesien, Amaury, ons sanger, het nou eintlik ge-excel met sy stem. Baie beter geword, is ongelooflik impressive actually. Die tipe vocals wat hy nou kan afpoel, is baie goed. En hoe dink jy dit is 'n ander dinamiek, as 'n mens kyk na bands, jy het nou gesê, julle cover baie Green Day en My Chemical Romance en so. Hulle is natuurlik nou ouer mense wat saam speel. Sou jy sê, dit maak 'n verskil in die dinamiek van die band, om soveel jong mense in 'n groep te hê? Nee, want almal daar is
van siel eers net 16 jaar oud. Okay. Van ons rondom myself die humor want almal al is hulle adults, hulle speel ook games, ons praat oor verskeie goed net enige random conversation starter wat ons kan opbring, al is dit musiek, al is dit politiek, dit is 'n lekker een. En so af en toe ons almal is mos gamers so. Ja. Okay, en dan as jy nou terugkyk op jou geskiedenis, op Amberscape se geskiedenis, wat was jou gunsteling optrede sover? En ek wil nie sê jou I made it moment nie, want ek dink julle is nog jong en julle is nog klein, maar as jy daar is nie 'n I made it moment nou currently nie. Ek verwag nog daarin toe kom en ek glo dit sal, want Amberscape is nou besig om lekker nommers te kry. Nie in terms van ons original song nie, maar net popularity in general. Okay. Ons het nou die dag 'n lekker kiek by Kiepies gehad. My favourite van ons performances sover is 'n Halloween event wat hulle gedoen het by Mizo's Cafe. Daai was nou ongelooflik. Ons almal moes in costumes opgetrek het. Ek het nou as julle die drummer ken van Slipknot, is die Joey Jordison. Ek het nou sulke rooi masker gehad wat ek gemaak het vir 'n event by VHS vir ons atletiek. Dit was 'n rooi masker. Dit was superhero theme. Dit was nou en toe het ek nou 'n wig geleen van een van my ander pelle af en toe dra ek dit met die masker nog ook aan en ek weet nie wat het met my gebeur, maar ek het een of ander ritme gees sterk geontwikkel daai aand want ek was so ge-envelop in daai gig en daai dromme. En dit was net alright, ek het my dood gesweet in daai masker. Maar dit was nou net 'n ongelooflike net oomblik van so baie energie op stage. En die crowd was ook mal oor ons en toe op die start ek onthou op die einde toe het hulle gevra vir 'n Slipknot encore. Ek is die enigste een wat kan daai song speel in totaal. Dit was Duality van Slipknot. En toe crowd mal gegaan, hulle het my in die backroom om my te toets vir hoe goed ek was en hulle was nogal thoroughly impressed. Dis nou ook 'n ander ding. Ek sou like om ook in 'n metal band te wil speel op 'n stadium. Okay. Want dis meer my forte van musiek. Okay. Of waar ek speel. As ek goed soos Avenged Sevenfold kan speel, daai is nou lekker dan maar. Okay. Ek sal vir julle 'n bietjie wys miskien. So op daai noot van jy wat graag in 'n metal band sou wou wees, is daar enige Dead or Alive, 'n band of iemand wat jy graag sou wat jou droomband is om saam mee te speel of 'n droomkunstenaar dalk om dromme te speel vir byvoorbeeld iemand soos Taylor Swift? Ek sien myself nou nie naby in daai sin. Daai tipe nie, ja. Nee, maar as ek nou sê, Slipknot sou awesome wees, maar hulle is maar nou 'n bietjie kontroversieel want hulle lyk nie baie goed nie. Ja. Maar as ek nou sou wil speel vir 'n band, dit is nou 'n erg vraag daai. As ek nou die tegniek goed aanleer, Sleep Token, met alle volle hart. Hulle maak sulke mooi musiek. Dis 'n vreemde mengsel van genres eintlik. Dis R&B, dis pop, dis metal. Daar's nie regtig veel geskree, jy weet. Ja. So, dis meer ek het al vir hulle gespeel. Die ou se stem is pragtig en die ou se drumspel is ewen beter. Okay. Ek sou net love om vir daai band te kan speel as ek goed genoeg was. Kom ek sê dit so. En dan wil ek nou net, dis ons laaste vraagie, ons gaan hiermee afsluit. Jy as jong kunstenaar, het jy 'n boodskap vir ander mense wat in ons land sit, wat ook drome het van kunstenaars word, van deel word van 'n band, van enige so iets, het jy 'n boodskap vir hulle, dalk net om hulle aan te moedig of om vir hulle daai hupstoot te gee en te sê, doen dit? Net go for it. Daar is niks wat jou terughou nie. Vir my gevoel, ek het nou ook gedink, hierdie gaan flop vinnig. Maar nee, dis maar altyd net 'n kwessie van probeer, kyk of dit uitwerk, as nie, try iets nuuts. En as dit uitwerk, oefen. Moet nie soos ek sit en wag tot 2 dae voor die tyd vir die eksamen en dan somehow met die genade van die Here 80% te kry nie. Oefen, dat dit goed gaan en ja. Okay. Julle, dit was nou Kirsten Lou Fourie, geniale drummer, lid van die band Amberscape. Bly ingeskakel want net hierna gaan ons aan met ons 100 jaar in Afrikaans feesvieringe en ons gesels bietjie met julle oor Breitenbach, Andrei P. Brink en Ingrid Jonker.
Kykers, welkom by Nuut op die Rak. Soos ek vir julle vroeër gesê het, ons vier hierdie jaar 100 jaar Afrikaanse taal. So vir hierdie week se episode van Blitsfokus bring ek vir julle 'n boek deur twee legendes in die Afrikaanse taal, twee mense wat se poësie en skryfwerk vir soveel van ons so baie beteken het. Hierdie week se boek is Vlam in die sneeu, die liefdesbriewe tussen Andrei P. Brink en Ingrid Jonker. So, dis 'n literêre reis waarop ons julle neem, van een van die mees aangrypende werke in die Afrikaanse letterkunde. Vlam in die sneeu, die liefdesbriewe van Andrei P. Brink en Ingrid Jonker. Hierdie boek bied nie net 'n unieke blik op die hart van twee ikone in Afrikaans nie, maar ontbloot ook die breër sosiale en politieke konteks van hulle verhouding. Vlam in die sneeu is 'n versameling van meer as 200 liefdesbriewe wat tussen 1963 en 1965 geskryf is deur die bekroonde romanskrywer Andrei P. Brink en die geliefde digter Ingrid Jonker. Hierdie briewe wat vir dekades lank onbekend aan die publiek was, is eers na albei se afsterwe gepubliseer en bring nou die volle omvang van hul intense maar tragiese liefdesverhouding aan die lig. Die titel Vlam in die sneeu simboliseer die vurige passie tussen twee mense wat in baie opsigte onversoenbaar was. 'n Liefde wat geblom het in moeilike tye, maar uiteindelik nie kon oorleef nie. Hierdie boek lees soos 'n roman, maar met die rou emosie en egtheid van werklike lewens. Die briewe wissel tussen ekstase en wanhoop, tussen hoop en hartseer en gee die leser toegang tot hul diepste gedagtes en gevoelens. Die boek ondersoek temas soos onvoorwaardelike liefde, kreatiewe inspirasie, geestesgesondheid, politieke ontevredenheid en die stryd vir selfuitdrukking onder 'n onderdrukkende regime. Ingrid Jonker, wat bekend geword het as die kind van die nasie, na Nelson Mandela haar gedig by sy eerste parlementstoespraak voorgelees het, worstel in hierdie briewe met haar geestesgesondheid, haar rol as kunstenaar en haar verhouding met Brink. Brink aan die ander kant bevind hom in 'n innerlike konflik tussen liefde, verantwoordelikheid, tussen rebellie en konvensionele verwagtinge. Hy is reeds getroud wanneer hulle verhouding begin en dit plaas hom in 'n morele en emosionele las. Vlam in die sneeu is nie net 'n liefdesverhaal nie. Dit is 'n dokument van twee groot geeste wat mekaar op die mees menslike wyse liefgehad het en tog ook seer gemaak het. Dis 'n kragtige herinnering aan die impak van liefde, kuns en politiek op menselewens. Vir enige liefhebber van Afrikaanse letterkunde, geskiedenis of menslike emosie is hierdie boek 'n moet lees. Welkom by Voor in die Koor. Vandag gaan ek met julle gesels oor Bruiten se brief deur Jan Blom. Nou, Bruiten se brief is geskryf deur Jan Blom en word gesien as half 'n gesprek tussen Blom en Breitenbach. Dit is een van die mees aangrypende Afrikaanse liedere in die afgelope dekade. Hierdie lied is nie net musiek nie, dit is 'n literêre en emosionele meesterstuk wat 'n denkbeeldige dialoog tussen Jan Blom en die bekende digter, skrywer en politieke aktivis Breitenbach voorstel. Die lied begin met die reël: "Ek het jou brief gekry, Bruiten." 'n eenvoudige sin, maar propvol emosie. Dit stel dadelik die toon van eerbied, maar ook van pyn, verlange en 'n soeke na antwoorde. Die lied funksioneer soos 'n moderne epistolêr gedig, 'n brief van musiekvorm waarin Blom worstel met temas van identiteit, vryheid, kuns en vervreemding. Een van die mees indrukwekkende lirieke lei: "Jy het geskryf van woorde wat winde sny en van drome wat in tronklere huil." Hier verwys Blom nie net na Breitenbach se fisiese gevangenskap nie, maar ook na die gevangenskap van die Afrikaanse kunstenaar, vasgevang tussen sy taal, sy geskiedenis en sy gewete. Die lied is deurspek met metafore en beelde wat herinner aan Breitenbach se eie digstyl. Dit voel amper asof Blom nie net met Bruiten gesels nie, maar ook met die Afrikaanse taal en siel self. Daardie deel van ons wat worstel met skuld, trots en die ewige vraag: waar pas ek in? Verder is daar ook 'n metakommentaar op kuns self. Skryf my 'n gedig wat die taal kom verlos. 'n Aanhaling wat suggereer dat taal, veral Afrikaans, nie net 'n kommunikasie-instrument is nie, maar ook 'n slagveld en selfs ook 'n helingsmiddel. Bruiten se brief is 'n kunswerk wat eer betoon aan ander kunswerk. 'n Lied wat sinoniem is met die Afrikaanse intellektuele stryd, maar ook universeel in sy emosie en menslikheid.
'n lied wat nie net geluister moet word nie, maar gevoel. So daar het julle dit. Bruiten se brief deur Jan Blom is hierdie week se liedjie vir voor in die koor en ek hoop julle luister hom en voel so trots dat ons deur daai stryd en worsteling hierdie jaar 100 jaar in Afrikaanse taal maak. Kykers, dit was nou dit vir hierdie week se episode van Blitz Fokus. Dankie dat julle ingeskakel gebly het en onthou 100 jaar trots Afrikaans in ons eie taal. Vier dit, gee jou Afrikaanse vriende en familie 'n drukkie. Ons het dit gemaak en dan sien ons julle volgende week vir meer Blitz Fokus.